stoel. Voordat ons gaan sit, wil ek net vra, as enige besoekers vanmôre. Ons gee 'n hande klap vir. En dan voordat ons gaan sit, wil ons net sê, dis 'n spesiale besoeker vanmôre in ons midde. Sy naam is Jesus Christus. Amen. Ons gee hom op 'n hande klap. Vandag is jy op die regte plek. As jy mismoedig is, as jy hartseer is jy op die regte plek. Want daai spesiale besoeker is hier om vir jou iets te doen. So jy het vandag gekom om te ontvang uit die hand van 'n lewende God. En ons prys sy naam daarvoor. Ons gaan nou na die afkondigings toe. Woensdag aande 7:00 is daar bid hier. Ek wil asseblief vir julle aanraai, kom bid hier toe. Ons ontvang hierso in hierdie bid hier wat julle nooit sal dink nie. Die Here is hierso saam met ons. As ons bid, verhoor hy ons gebede. So asseblief, ek vra vir julle mooi, kom bid hier toe Woensdag aande. Sondagoggende om 9:00 is 'n tonnagskool en om 9:30 is dit ons erediens. Ons gaan nou na die offergawes toe en ons lees vanmôre Deuteronomium 15 vanaf vers 10. Jy moet aan hom gewillig gee, en jou hart moet nie bedroef wees as jy aan hom gee nie. Want terwille hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aan slaan. Want die arme sal in die land nie ontbreek nie. Daarom gee ek jou bevel en sê, jy moet jou hand wyd oopmaak vir jou broer, vir die ellendige en die arme in jou land. Kom ons staan. Hemelse Vader, Here, U is ons God. U is my God vanmôre, Here, want U is in ons teenwoordigheid vanmôre. Here, my gebed vanmôre is, dat U sal gaan van hart tot hart, dat U die stikkende hart sal heel maak, dat U die gebreekte harte sal heel maak, Here, dat U die hartseer harte sal heel maak, Here, want U het nog nooit verander nie, U is gister, vandag, tot in alle ewigheid dieselfde. Want U het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom hoef jy nie vanmôre alleenig te voel nie. Daarom hoef jy nie vanmôre hartseer te voel nie. Want Jesus is in jou midde. Jesus is by jou en hy wil jou gee ver bo wat jy verwag en wat jy vra. Here, ek wil bid vanmôre vir die musieke. Here, dat U geëer sal word vanmôre in ons musieke, Here. Dat U geloof en geprys sal word daarvoor, want dit gaan alles tot eer en verheerliking van U, Here. Daarom wil ek bid vanmôre vir die prediker, Here, dat U ons geopende ore en ontvanklike harte sal gee, dat die woord wat sal uitgaan, Here, dat dit op goeie grond sal val, en dit sal ontkiem, Here, en dit gaan goeie vrug dra. O Heilige Gees, vanmôre wil ek bid, dat daar bonatuurlike werking van U vanmôre in hierdie plek sal wees in elkeen se hart. Dat U ons sal kom besoek, Here, met alles wat U het, Here, en dat ons sal ontvang alles wat U vir ons wil gee. Daarom wil ek bid en ek wil U vra, Heilige Gees, ons gee nou die diens oor in U hande en ons wil vra, U wil vanmôre, nie ons wil. Ek bind vanmôre elke gedagte wat nie van U af is nie, Here. En ek wil bid en ek wil U vra dat U elke gedagte in besit sal neem nou, Here. Dat hulle nie allerhande dinge sal dink nie, maar dat hulle die dinge sal dink daarbo, Here. En ons loof en ons prys U naam. Word verheerlik vanmôre, Here. Dis ons gebed en die kinders van die Here sê. Word verheerlik, Here. Amen. Is ons reg om julle te aanbid vanoggend? Hier het iemand gehoor, amen sê, hier het mens gehoor. Amen. Ja, dat is dat bietjie beter. Sanna, is julle reg? Julle moet sing soos hulle wie glo dat die Here jou afgesonder het vir 'n
boodskap wat vandag iets vir jou lewe gaan doen. Vandag gaan oor jou as mens. Amen. Ek het iets wat die Here in my hart gelê, baie spesifiek vir jy wat vandag hier is vanoggend. So ek wil jy moet geloof hê vanmôre, dat hierdie boodskap nie vir die een is wat nie is nie, maar vir die een is wat vanmôre hier is. Amen. Ek glo nie die Here maak foute met sy kerk. Amen. There's revival in the air today. Sal ek het nou baie gepraat in die Bybel lees, die Here. Laat ons gaan. Amen.
U is verhewe, Here, U is verhoog. Waarlik, daar is net een God vanmôre. Buite U is daar geen God. Ek ken dit vanmôre, Here, buite U is daar geen God. Hy bestaan, Here, omdat hy God is. Hy bestaan vanmôre sonder reg en sonder rede. Here, U is waardig, want U is God in hierdie tabernakel. U is God op hierdie aarde nog steeds. Niks het verander nie. Ek prys U dat U God is, die ware sin van die woord.
Here, hy is vanmôre ons vredevors. Hy's 'n wonderbare raadsman. Sy naam is Jesus. Vrede, Here, vir ons vanmôre in hierdie huis. Daardie dag toe Jesus met die disippels instap, Here, deur die muur, het hy gesê vrede vir julle. En ek eer U vanmôre dat ons in hierdie vrede mag lewe elke dag, Here, vredevors. Wonderbare gawe van God. U is vanmôre ons vrede. Prys U vanmôre, Here. Oh
Want hy is Christus. Hy is vermoor. Die Seun van God. Hy is vermoor die krag van God. Hy is vermoor die wysheid van God. Hy is vermoor die gewer van lewe. Hy is my vryheid, my verlossing. Hy is vermoor die enigste geware, die enigste ware Seun van God, Here. Wat God met krag verklaar het aan sy Seun, die opgewek het uit die dode. En ek kan bid om, die Here het gesê met om Jesus. Kind van die Here, terwyl jy so staan, praat met jou Skepper God vanmôre. Jy mag vanmôre met hom praat. Want daar is bloed. Jy het vrymoedigheid tot sy troon vanmôre. Kyk, so spreek die Seun van God. Die een wat ooit soos 'n vuurvlam, die een wat hare het soos wit soos wol. Kyk, sê ek vanmôre vir julle, daar was 'n dag wat ek in 'n stad ingestap het met die naam van Genesaret, en die mens daar binne het my erken, sê die Here, en toe hulle my erken het, het hulle gebring van heide en ver hulle wat beswaar en belas en siek en krepeel en hartseer was, sê die Here. En daar die môre was my soon in daar die dorpie gewees, en hulle het my gesmeek en gevra, Here, kan ons die soon van die kleed aanraak, want dan sal ons gesond word, sê die Here. En vanmôre sê die Here, kan jy erken dat ek in jou midde is, en dat my soon vanmôre hier is, spreek die Alfa en die Omega. Kan jy erken dat ek in jou midde is, spreek die Here, en weet dit, my soon is vanmôre hier, en jy mag my soon kom aanraak, sê die Here, en ek sal jou 'n wonderwerk gee, spreek die Seun van die lewende God in hierdie tabernakel vanmôre. Halleluja. Halleluja. Ons mag die Seun van God se Seun aanraak. Ek prys U vanmôre. Here, ek loof U vanmôre. Prys my God en Skepper. U is vanmôre waardig, Here. En ons erken dat U in ons midde is. Ons bely vanmôre dat U in ons midde is, Here. Ons erken vanmôre, U is God in hierdie huis. Here, ons wil die Seun van God aanraak. Ons wil vanmôre, Here, U Seun aanraak, want U is God. Ons wil U Seun aanraak, want U is Skepper God almagtig. En ek gaan jou vra vanmôre, kind van die Here, as jy vanmôre aan sy Seun wil kom raak, kan jy uitkom nou. En jy kan nou aan die Seun van die Here God almagtig kom raak. Jy sien, as jy aan sy Seun raak, sal hy genees. As jy aan sy Seun raak, sal hy vry maak. As jy aan sy Seun raak, sal hy verlos wees. As jy aan sy Seun raak, sal daar krag van die Vader vloei en jou lewe verander. As jy vanmôre
aan sy sobraak. Here, ons wil die eer vanoggend. Ons wil die prys verware, dat ons aan die soem van 'n lewende God mag raak. Ek wil die prys verware, Here, want hier is mense vanoggend, wat nodig het, om aan die soem van God te vat. Ek wil die loof vanoggend, Here. Ek wil die loof verware. Here, ons wil vanoggend verbystap. Here, ons wil ons hande uitsteek. En wanneer ons hande op hulle lê, moet hulle die Here ervaar vanmôre, dat God vir hulle iets gaan doen. En ek prys U in die naam van Jesus. En ek wil vir elke pastoor wat vanmôre nie gebed nodig het nie, vra om saam met te bid. En as jy staan en ek moet eers vir jou bid, dan staan hier om bid ek vir jou. Bid ons vir hierdie mense wat vanmôre die soem van die Here, God Almagtig, kom aanraak het. In die naam van Jesus. Here, die soem van die Here, God Almagtig vanmôre. Halleluja. Ek wil die prys vanoggend, Here. Halleluja. Ek wil die prys vanmôre, Here. Here, ek wil dit vanoggend. Jy die hand van die Here. Dat my vrou vanmôre die soem van die Here sal ondervind. Wanneer ek al my gehoor daar vanoggend, Here, ek sal wees, my vrou soos goddelike gees vanmôre sal aanraak in die naam van Jesus. Dat sy sal ondervind die krag van die lewe vanmôre, dat die hand uit op my vloei in die Here, Here, dat wat ook al die roep van agter in jou lewe. Here, ons prys U vanmôre dat U vir ons goed is. Ons eer U vanmôre dat U die Here van die leerskare is. En buite U is daar geen God nie. Ek prys U vanoggend. Ek loof U vanmôre in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here, gee God eer en sê amen. Kind van die Here, kleintjie sit net vir my vir 'n oomblik in die Die Here is God. En ek het 'n Woensdag aand tydens die biduur, terwyl ek bid, het ek daar gelê en die stem van die Here het tot my gekom en vir my iets gesê wat ek vanmôre vir jou as gemeente moet kom sê. Die stem van die Here het tot my gekom en die Here het iets vir my gesê wat ek nie presies verstaan het. Hoekom die Here dit so vir my sê? Totdat ek gaan kyk het en ek my huiswerk gedoen het oor hoekom die Here so met my gepraat het. En ek wil vanmôre vir jou sê dat jy met jouself gereed maak
En ek weet vanmôre is die uitnodiging gedoen, maar ek wil net vir jou vanmôre sê, jy moet jouself absoluut gereed maak vir iets in jou lewe wat jy nog nooit gesien het. Halleluja. Ek wil hê jy moet jouself gereed maak vir iets in jou lewe wat jy nog nooit ondervind het of ervaar het. Ek wil hê jy moet vanmôre aanvaar dat jy wat hier ingestap het, wanneer jy uitstap hier, sal jy nooit weer dieselfde kan wees nie. En dit wat in jou lewe gaan gebeur, sal iets wees wat so bestuur is deur die hand van die Here, dat jy self verbaas sal wees oor dit wat God in jou lewe gaan doen. En ek sal vanmôre niks wegvat by die uitnodiging nie. Ek glo wat die Here kom doen het is 100% reg. Die mense het nodig gehad om vanmôre aan die soem van die Here te raak. Maar die boodskap wat ek by die Here gekry het my in sware stryd gehad van Woensdag aand af tot vanmôre toe. En as ek nie vanmôre vir jou sê wat die Here God almagtig vir my gesê het nie, gaan ek ongehoorsaam wees. Want ek wil hê jy moet hoor vanmôre, of jy in hierdie wêreld is en jy dink niks kan vir jou werk of mee gebeur nie, is nie vir God 'n probleem nie. Ek wil hê jy moet hoor vanmôre, die volk van die Here was in Babelonië gewees. Daniël, Sadrag, Mesach en Abednego. En God het na daai manne besonders opgesien, al was hulle in Babelonië gewees. Amen. En die Here het my gepraat Woensdag aand en vir my gesê ek moet iets vir jou kom sê vanoggend. En as ek dit vanmôre vir jou sê en hierdie dinge gebeur nie, dan is ek vals en dan luister jy nooit weer in jou lewe na my nie. Dis my erns oor wat die Here vir my gesê het. Jy sien, ek kan nie vanmôre hier vir jou staan en vir jou sê wie wat die Here het vir my dit gesê. Maar as dit nie gebeur nie, dan kyk ons maar wat dit is en soos Priscilla laasweek gesê, it is what it is. Dit werk nie so nie. As die stem van die Here tot 'n mens gekom het en die Here het gesê dit is hoe dit gaan wees, dan moet dit so wees, anders het daai persoon gelieg. Nie gejok nie, gelieg. Want daar's trappe van vergelyking. Roan jok se nou en dan so wil. As ek iets hier sê, wat ek namens die Here sê, en dit gebeur nie, dan is ek vals, want ek hier kom staan met die woorde van God in my mond. Daar is mense wat rondgaan en baie dinge glo. En dan gebeur die dinge wat die mense nie geglo het en dan sê die mens maar, weet jy wat is omdat julle nie geglo het in dit. Dis nie wat ek vanmôre vir jou gaan sê. Of jy my gaan glo of nie, gaan nie verander wat die Here vir my gesê het gaan gebeur. Dis so ernstig ek vanmôre is oor hierdie boodskap. En of ek weer uitnodiging gaan maak op die einde weet ek. Maar ek wil hê met jou Bybel net vir my blaai na die boek van Daniël toe. Daniël 3. As julle daar is, kan jy vir my net sê amen. Ek wil net bid, julle kan maar aanhou blaai. Vader, Here, ek wil U bid vanmôre in die naam van Jesus Christus, God se Seun. Here, dat hierdie woord wat in my mond gelê is, dat U my nou sal dra, Here. En die woorde van die lewende God aan sy huis oor te dra. Want ons is kinders van God. En ek eer U
dat jy 'n besluit oor ons geneem het, dat niemand gaan verander nie. Ek prys U vanmôre, Here, ook die feit dat ons vanmôre dit mag hoor, is genade uit God se hand uit, en nie uit vlees en bloed nie. En ek prys U tot in alle ewigheid. In Jesus Christus naam, Here, bewaar ons vanmôre. Ek eer U in Jesus naam. Amen. Ek het 'n ander boodskap gehad vir vanmôre. En Woensdag aand in die bidhuur, terwyl ek daar lê, praat die stem van die Here met my. En ek het by die huis gekom Woensdag aand en ek het Donderdagoggend begin om te gaan soek in die Bybel. Want jy sien, as die Here met jou praat, moet jy die skrif kry om die stem van God te verstaan. Ons kan nie net sê dat ek het 'n stem gehoor en omdat ek gebid het en ek het die stem in gebed gehoor, is dit die Here. Ek moet die skrif vind wat bevestig dat dit die hart van God is wat aan my geopenbaar is. En vanoggend toe ek opstaan, het die Here vir my gesê, die wat vanmôre hier sal wees, sal die wees wat kan hoor. Daarom glo dat jy wat vanoggend hier is, sy hart voorberei is, deur die almagtige God en Hemelvader, om te ontvang die boodskap wat die Here vir my en jou wil gee vanoggend. So ek wil net voor ek begin, net 'n kort geskiedenis vir jou vertel van die volk van die Here. So die volk van die Here het 12 stamme gehad. Daardie 12 stamme is natuurlik die 12 seuns van Jakob. Nou, in die boek van Konings het die stamme in 'n bespieting gekom rondom wie 'n koning moet wees. Sommige van die stamme het gesê dat hulle koning Rehabeam moet wees, wat die seun van Salomo was. Die ander stamme het weer gesê Jerobeam, wat 'n diensknegt was van Salomo. En omdat hulle nie kon besluit wie hulle koning moet wees nie, het die stamme verdeel. 10 stamme aan die een kant, bekend gestaan as Israel, en 2 stamme aan die ander kant, bekend as Juda. En as gevolg van dit wat gebeur het, die afgodediens in die hand van die Here uit, hulle die afgodediens aanbid het, het die Here toegelaat dat hierdie 2 groepe, een stamme van 10 en een stamme van 2, weggevoer word in ballingskap. Die 10 stamme van Israel is weggevoer deur die Assiriërs en die 2 stamme van Juda weggevoer deur die Babiloniërs. En in hierdie posisie vind ons vir Daniël. 'n Man wat weggevoer is na Babilonië. Maar Daniël het op die guns van die Here op sy lewe gehad. Want Daniël was betrokke gewees in Nebukadneser se paleis. En ek wil jy moet hoor vanmôre, ek en jy is dalk nie van hierdie wêreld, maar ons is in die wêreld. En vir baie lank het die kerk van die Here swaar gekry onder die wêreld. Maar die Here God Almagtig gaan iets doen, sodat jy weer guns in die paleis van Nebukadneser kan kry. Want deur dit is God verhewe en verhoog, omdat Daniël gebruik was deur God. Daniël was in die paleis gewees en daar het die koning sy droom vir hom uitgelê. Maar ek wil nie met die droom praat vanmôre, ek wil net saam na iets kyk. In hierdie verhefte posisie wat Daniël was, waar God hom gebruik het, alhoewel Babilonië vol afgodediens was, het Daniël bly staan vir 'n lewende God. En die kerk van die Here moet ook staan vir 'n lewende God, want die guns en die gawe van God gaan deurbreek in jou lewe soos wat dit nog nooit voorheen was. En die enigste rede vir dit is omdat hy Jesus Christus gaan openbaar aan die wêreld deur die kerk as die ware God van hemel en aarde. Halleluja. So ek wil jy moet begin vergeet van die wêreld wat rondom jou is, en die stryd wat rondom jou is, en die moeilik, en ons regering, en ons hierdie, en ons daai. Ek
wil hê jy moet begin vergeet van hierdie dinge. En jou kop begin kry by die plek waar die Here jou wil hê. Daniel het aangehou om God te aanbid, alhoewel hy in die middel van Babylonië was, tydens afgodediens. Hy het nie toegelaat dat die omstandigheid van Babylon om aftrek. Amen. Maar ek wil belofte van die Here vir jou gee vandag. Ek wil vir my blaai net na Daniel 3 toe. Kyk net vir my op Daniel 2 vanaf vers 47. Ek wil net iets vir jou lees. Die koning het Daniel geantwoord en gesê: "Waarlik, julle God is die God van die gode en die Here van die konings en die openbaarder van al die geheimenisse. En daarom was hy in staat om hierdie geheim te openbaar." Dis natuurlik die droom wat Nebukadneser gehad het. Toe het die koning Daniel verhef en hom baie groot geskenke gegee en hom aangestel as heerser oor die hele provinsie Babel en as die hoofoorste oor al die wyse manne van Babel. Nou toe dit gebeur, het Daniel die volgende gedoen. Hy het versoek dat Sadrag, Mesach en Abednego ook saam met hom opgelig word. En dis my hart vandag, dat wanneer die kerk van God opgelig word deur die Here, dat die mense wat saam met jou is en rondom jou is, ook sal oplig saam in die Here. Die kerk moet mekaar begin optel. Die kerk moet mekaar begin lig op die plek waar die Here jou lig. Ons moet nie opgelig word en een kant loop en sê prys die Here, kyk hoe goed is die Here vir my en die mense rondom ons los. Want toe God Daniel oplig, toe sê Daniel, maar ek is soek na Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle moet saam opgelig word. En koning Nebukadneser het Daniel erkenning gegee, alhoewel hy geweet het Daniel nie sy gode aanbid. Hy het geweet Daniel aanbid die God van hemel en aarde. Ek wil jy moet iets verstaan vandag. Ons kan mekaar vertel, ons land is in sy glorie. Ons kan mekaar hierdie dinge vertel. Dis asof ons in Babylonië is vreemdeling, want alles en almal rondom ons aanbid alles behalwe Jesus Christus. Maar die kerk moet staan, want die Here het 'n besluit geneem oor die laaste uur. Die mense in die wêreld daar buite sal sien dat die God van Daniel is groter as die afgode van Nebukadneser in Babylon. Dit lê voor vir die kerkkind van die Here, as jy dit vandag sal vat, dat jy opgelig gaan word, en hierdie bewys sal lewe daar buite. Maar ek wil aangaan. Nadat hierdie 3 manne opgelig is, wil ek begin by hoofstuk 3. Koning Nebukadneser het 'n beeld van goud gemaak en sy hoogte was 60 el en sy breedte 6 el. Hy het dit opgerig in Daldora in die provinsie van Babel. Natuurlik na die afgod wat hy opgerig het, Nebukadneser gesê almal moet hierdie afgod aanbid en as die sieterblaas in die hart en die geleide moet almal hierdie afgod aanbid wat hy nou net opgerig het. En ek het myself 'n vraag gevra. Wat was spesiaal aan hierdie afgod? Want nêrens vind ek voorheen dat almal so geforseer was om te buig voor hierdie afgod. Want die Bybel maak spesifiek melding dat daar erkenning gegee moet word aan hierdie afgod. En terwyl ek 'n bietjie huiswerk gaan doen het, en ek wil net vandag vir jou sê, my vrou sit partykeer langs my, dan vra sy my goed oor die Bybel, dan sê ek vir, jy weet ek weet nie altyd alles. Ek wil vandag vir jou sê, ek weet nie alles nie, ek moet baie huiswerk. So ek moes gaan huiswerk. En ek het die argeologie gaan krap om te gaan kyk, wat het in hierdie dag en hierdie tyd en hierdie uur gebeur? Watter afgode was almal daar gewees? En daar is iets interessants wat ek gekry het. En ek gaan net vir jou sê hoe dit baie interessant is. Maar baie van die argeoloë reken dat hierdie beeld wat koning Nebukadneser opgerig het, was 'n beeld gewees van een van die Babyloniese gode se seuns met die naam van Nebo. So in daardie tyd was daar 'n koning van alle gode.
Daardie koning van al die gode vir die Babyloniërs was 'n koning met die naam van Marduk. En Marduk het 'n seun gehad. Die seun se naam was Nebu. En wat hulle aan hom toegeëien het is die volgende. Volgens die Babyloniërs was Nebu die god wat kennis, insig en wysheid aan die mens gegee het. Nou dit is vir my baie interessant dat lees ons net voor dit het koning Nebukadneser vir Daniël gesê, maar jou God is die God van openbaring en insig en wysheid en kennis. En net na dit gaan sit hy 'n afgod op van hulle afgod Nebu, wat die kennis van die mens aan die mens geopenbaar het. Dit wil my voorkom asof dit vir Nebukadneser dalk net te swaar was om te erken dat daar 'n ander God van wysheid is. En daarom rig hy toe hierdie standbeeld op en sê almal met ons God van wysheid en kennis tog maar net aanbid. Daardie afgod was plus minus 60 el hoog. Dit is omtrent 30 meter wat in die lug gestaan het. En toe sê hy almal met hierdie God aanbid. En ons weet natuurlik dat Sadrag, Mesach, en Abednego het geweier om hierdie God te aanbid. Hulle het geweier om te buig voor hierdie afgod. Ek wil hier net die Bybel vir my oplaai, dat Daniël nog steeds in hoofstuk 3 vanaf vers 15. En ek wil net alles baie vinnig opsom, ek wil nie vinnig jaag nie, maar ek wil dit opsom, anders gaan ek heeltemal te veel tyd vat. Vers 15. Vers 14. En Nebukadneser het gespreek en vir hulle gesê, is dit met opset, Sadrag, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien nie, en die goue beeld wat ek opgerig het, nie aanbid nie. As julle dan nou sodra julle die geluid van die horing, fluit, siter, luid, harp en doedelsak, en van allerlei musiekinstrumente hoor, bereid is om neer te val en die beeld wat ek gemaak het aanbid. Goed, maar as julle dit nie aanbid nie, sal julle onmiddellik binne die brandende vuur gegooi word. Wie is die God wat julle in my hand kan verlos? Sadrag, Mesach en Abednego het geantwoord en die koning Nebukadneser gesê, ons ag dit nie nodig om hierop te antwoord. As ons God wat ons dien in staat is om te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur uit u hand ook verlos, o koning. Maar so nie laat dit bekend wees, o koning, dat ons die gode nie sal dien, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid. Toe het Nebukadneser baie woedend geword, en sy gelaatstrek het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak, as wat dit eintlik nodig was. En wat ons het moet verstaan, Babylon was gebou gewees en opgerig gewees tot die owerheid wat hy was deur Nebukadneser. So hierdie 4 oond, in Engels is dit 'n kiel, hulle het dit gebruik om stene te bou. So dit was nie vir hulle snaaks gewees dat hulle die 4 oond moes warmer maak nie, want hulle het geweet hoe warm die 4 oond moet wees om die stene te bou. Nou sê Nebukadneser, daardie steen wat julle maak, daardie 4 oond, maak hom vir my 7 maal warm. Want daar's nou net 'n uitdaging dat hulle sê, hulle wil nie my God van wysheid aanbid nie. Hulle gaan hulle eie God aanbid. Want jy sien die boek leer my, die Bybel leer in die boek van Eksodus, dat die volk van die Here geen ander God mag dien behalwe hulle lewende God nie, en hulle mag geen afgod aanbid wat deur mense hand gemaak is nie. Op hierdie waarheid het Sadrag, Mesach en Abednego gestaan. En ek wil hê jy as kerk moet staan op hierdie waarheid, dat Jesus Christus die Seun van 'n lewende God is. Ek wil hê jy moet staan op dit. Hulle vat toe vir Sadrag, Mesach en Abednego en hulle gooi hulle in die vuur. Almal ken seker die verhaal. Kyk saam met my. In vers 24, toe het koning Nebukadneser verskriklik geword en haastig opgestaan. En hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons net 3 manne geboeid, binne die vuur gegooi. Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning. Hy antwoord hulle en sê, kyk, ek sien 4 manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar letsel aan hulle is. Die voorkoms van die 4de lyk soos die van 'n godeseun. Hulle het nou net afgod Nebu
die seun van Marduk, 'n tempel vir hom opgesit. En daar binne die vuuroond is daar 'n godeseun. God los nie net dinge, kind van die Here, ek wil hier moet hoor. Dis nie toevallig dat daar 'n godeseun tussen die kinders van die Here gewandel het, nadat Nebukadneser 'n beeld van hulle godeseun opgerig het. Hy antwoord hulle en sê, 4 manne los binne die vuur, sonder dat hulle letsel hulle is, en die voorkoms van die vuur lyk soos die van 'n godeseun. Toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond en daarop gesê, Sadrag, Mesach, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. Toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vuuroond uitgegaan. Daarop het die landvoogde die bevelhebbers en die gouverneurs van die raadsmanne van die koning vergader. En daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggaam gehad het, die hare van hulle hoof nie geskroei het, en dat hulle mantels nie verandering ondergaan het, en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het. Toe gebeur daar iets. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat op die koning oortree het en wat hulle liggame oorgegee het, om geen ander God te dien of te aanbid nie, behalwe hulle God. Daarom word my bevel gegee dat enige volk, nasie of taal, wat oneerbiedig spreek oor die God van Sadrag, Mesach en Abednego, stikkend gekap het van so hy so mishoop gemaak sal word, omdat daar geen ander God is wat so kan verlos nie. Toe het die koning Sadrag, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie van Babel. Hier is 'n paar dinge wat die Here in my hart ontval het. Die eerste ding, die kind van God sal in die laaste uur nie meer uit jouself 'n getuienis hoef te lewe wie jou God is. Nebukadneser het self getuig en gesê, die God van Aaron Speckelberry sal die God wees wat ons moet aanbid. Die God van Dunamis sal die ware God wees wat aanbid moet word. Vir te lank staan die kerk en sê, kom na ons toe, want ons sal bid die ware God. Daar sal 'n getuienis kom van mense daar buite met betrekking tot jou lewe, omdat die God wat jy aanbid, die ware God van hemel en aarde is. Nebukadneser het gesê, waarlik, die God van Sadrag, Mesach en Abednego, dis die God wat aanbid moet word. En mense sal sê, waarlik, die God van Pieter van Wyk, die God van Anton en Amelie, dis die ware God van die hemel en die aarde. Die getuienis sal uit die mens se mond self daar buite kom van wat God in hierdie huis vir jou in jou lewe gaan doen. Vers 30. Nadat hierdie dinge gebeur het die koning Sadrag, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie van Babel. Hulle is nie uit ballingskap weggevoer nie. Hulle is in die middel van afgodediens, waar die voorspoed van God het by sy kinders gaan staan. Ek wil jy moet hoor, terwyl ek daar het woensdag aan, die Here vir my gesê, gaan kyk wat het gebeur. Daai manne in die vuuroond. Ek sê, Here, wat het gebeur? Die koning het vir hulle gesê, lees saam met my vers 26. Toe Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vuuroond, het daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die Allerhoogste God, gaan uit en kom hier. En die Here sê, ek moet vanmôre vir jou sê, die vuuroond gaan nooit stop in jou lewe nie, maar jy moet vanmôre opstaan en uitstap. En die getuienis sal wees dat God met jou is en jy sal voorspoedig wees. Sien, ek wil hier met iets verstaan. Soms raak die kerk vasgevang in my vervolging en my stryd en ek raak gegooi om so te sit en verdruk te word. Hierdie 3 manne kon opgestaan het en gesê, daar gebeur niks met ons nie, want daar's 'n goeie seun wat by ons is. Laat ons maar in die vuuroond bly,
Want dis 'n groot getuienis dat God met ons is. Hulle het dit nie gedoen nie. Hulle het opgestaan en uitgestap. En ek wil hê jy moet vanmôre jou vuurwind het hom opstaan en uitstap. En verwag dat die goedheid van God, die goedheid van 'n lewende God, jou lewe vooruit gaan rig soos nog nooit van tevore. Is jy bereid, kind van God, om te aanvaar dat die Here met my gepraat het? Want elke een wat van jou staan, dat u 'n man van God is en dat die woord van die Here in die mond die waarheid is. En dit was die skrif wat Christus vir ons sê, dit waar is waar. So wat vanmôre uitgekom het, dis die woord van die Here. Dis die man van God. Die woord is waarheid in sy mond. Prys die Here. Babyloniese naam. Dis nie die naam wat hulle gegee het van hulle geboorte af nie. Lewens my baie na Daniël 1 vers 7. Dit het prof vir my gister gestuur het en ek so neergeskryf voor my Bybel wat gister se dae was. Prys die Here. Daniël 1 vers 7. Die Nebukadneser het die manne se name verander. En onder hulle, vers 6, was die kinders van Juda, Daniël, Hanania, Misael van Asaria, maar die owersters, die hoofdienaars het ander name gegee. Daniël, Belshazzar, Hanania, Sadrag, Misael, Mesach, Asaria, Abednego. En dis die oorspronklike name wat hierdie manne gedra het gaan vat.
En jy kyk wat dit beteken. Anania beteken genade van God. God is favor. Mesach is who is this God. Abednego, God is held. En daai 4 punt staan daar 3 manne. Die se name beteken, wees hierdie God, wat ons genade gee, wat ons gehelp het. En die 4de tussen hulle, glo ek, is die seun van God gewees. Ek wil jy moet my glo vanmôre, kind van die Here. As jy vanmôre sal uitkom uit hierdie 4 punte, sal daar getuies wees, die guns van die Here, die voorspoed sal jou volg, en jou lewe sal nooit weer dieselfde wees. As jy my glo vanmôre, dat dit die Here is, wat met my gepraat het, wil ek hier moet uitstel. Ek gistermiddag my boodskap met my prof kry, skryf ek dit heel voor my Bybel. En dit is 'n swaar saak. De man sê, God, ek met jou gepraat. Dat dit nie so sal wees. Ek staan aan die kant van waarna en glo die Here wil gaan. En is al 'n geruime tydjie dat ek vir die Here sê, Here, uit myself, uit my vermoë, uit my kennis, uit wat ek kan oplos, kan ek dit doen, maar nie. Ek het nie eendag dit begin bid. Ek het gesê, maak nie so wat ek kan toe ek redeneer nie, hoe ek sal dit kyk nie. Hierdie is ietsie wat in die hand van die Here is, en dit is van God af gebedoel. En dit is van God af gebedoel. Maar ek skryf om te binne myself en ek sê, Here, ek wil so graag getuig. Here, ek wil so graag getuig. En my oorlewing. En baie reg getuig wat ek weet wat ek sê is waar. En hier kom JP vanoggend en hy sê, ek weet te bekommer nie. Hulle sal getuig namens jou van wat die Here in jou lewe gaan doen en die voorspoed wat hy vir jou gaan gee. En hy sê belofte wat al lank in my hart gekerf is deur die hand van God, dat die binne is en ek weet dat hy bepaal het, is baie groter as hy. So ek wil vir jy weet nie, jy iets bevestig, dat ek in my binne kom, maar dit was terug. Dankie. Prys die Here. Here, ons eer U vanmôre as huis. En Here, ons sien vanmôre, dat God nie die aannemer van 'n mens is. Here, ons weet as ons in Babylonië staan vanmôre, is daar baie afgode, maar ek erken, daar is nie een soos U. Here, maak nie saak wat rondom ons gebeur nie. Here het gesê as ons uitkom vanmôre, sal hulle getuig, die kind van God, die voorspoedigheid van die Here dra, en hulle sal getuig. En Vader het ons gerig tot op hierdie dag. Die laaste paar jaar, Here, het ons U gehou tot op hierdie oomblik. En ek wil U prys vanmôre, dat niks sal keer, dat God sal doen, wat hy beloof het om te doen. Here, U vanmôre bewys en Here, U verklaar en U het gesê vanmôre, erken dat ek in jou midde is. Kom raak my so aan. En Here, soos een man het ons in geloof opgestaan en erken dat God in ons midde is. En as ons vanmôre uitstap, Here, soos wat Sadrag, Mesach en Abednego in die vuurwind gestap het, dan stap ons vanmôre in die getuienis in en die bevestiging dat God gaan doen in ons lewens wat U oor besluit het vanmôre. En Here, geen afgod. Niemand in Babylon het gekeer dat God met Sadrag, Mesach en Abednego was nie. En Here, ek bid U dat wanneer U ons oplig, dat ons ook ons broers en susters oplig en hulle ook optel, Here, soos Daniel sy broers opgetel het. En ek wil U prys vanmôre, hierdie groepe manne en vroue wat hier staan,
vanoggend gebruik sal wees deur die Here en 'n verheerliking sal bring tot 'n lewende God. Here, ek wil U bid, elkeen wat uitgestap het, dat hulle nooit weer sal terugkyk na 'n vuurwind nie. Amen. Dat ons nooit weer sal terugkyk, Here, na die vuurwind nie, maar sal wandel soos hulle wat geroep is om uit te stap as oorwinnaars in Christus Jesus. En ek prys U vanmôre en ons eer U vanmôre tot in alle ewigheid. Want U is ons God en ons waarheid. Ons loof U in Jesus Christus naam. Kind van die Here, as jy vanmôre die Here glo, wil ek jy moet belofoffer gee vir dit wat God in jou lewe gaan doen na vanoggend. Here, wat sal ons sê van al hierdie dinge? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Here, dankie vanmôre dat U Gees een is. Een met die Vader, die Seun en een is met ons. Dankie Here dat ons in 'n eenheid kon uitstap vanmôre. Dankie Here dat U die binnekamer gebede hoor. Dankie Here dat U vanmôre ons uitgelei het deur die Seun van God, halleluja, binne in 'n getuienis in. Ja Here, 'n getuienis van ons vyande wat sal neerkniel en sê dat die God van Dunamis waarlik God is, halleluja. Here, ons dankie vir hierdie goddelike woord. Ons dankie Here vir die goddelike teenwoordigheid. Ons dankie Here vir die waarheid in die gesalfde se mond wat tot ons harte kon spreek het. Here, die oond agter ons is verby. Here, goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Tot in lengte van dae sal ons in die huis van die Here bly, want God is ons God. Halleluja. Dankie vir die gehoorsaamheid van die diensknegt. Dankie Here dat die woord in sy mond waarlik waarheid is en ons prys U daarvoor. Bind ons met 'n band van liefde vanmôre, Here. Maak ons 'n eenheid, een liggaam, een van sin, een van siel, een van gees. En dankie vir U Soon wat in ons midde is. Dankie Here God vir die waarheid, want die waarheid sal ons vrymaak. Dankie vir U werking vanmôre. Here, ek kan getuig vanmôre, my gees weet ek, hier kom 'n ding, Here. In my gees weet ek vanmôre, Here, gister is verby. Hier kom 'n ding, halleluja, wat ons nie sal glo as die mense dit oor vertel nie, want God gaan die hemel en die aarde skud. En sy naam sal vereer word. In Jesus naam dank ons U. Dankie dat U ons God is. Dankie dat U ons deel gemaak het van 'n wetspan. In Jesus naam.